Boomplaas Koraas Appington is vanjaar weer 'n leernis van bedrywighede gewees. Toe die Desert Beef super en slagvorskompetisie aangebied is. Dis 'n kompetisie wat elke jaar aangebied word en dit is ook deel van die SAMIC nasionale karkas kompetisie. Maar vanjaar het hulle die baie goeie inligtingsdag ook gehad, waar die boere meer geleer het oor die stand van die bek en klauseer op hierdie stadium in die Noord-Kaap. Hy gesels met Gert Dieman om net 'n bietjie meer uit te vind hoe die kompetisie verloop het. Gert, hoeveel diere is vanjaar aangeskryf? 183 diere is ingeskryf. En hoeveel teelers was betrokke? Want 15. Is dit meer of is dit as verlede jaar of is dit minder? Nee, baie meer diere ingeskryf as in die verlede. So die back and close het nie vir julle regtig negatief beïnvloed? Nee, wat omdat dit in die Noord-Kaap is redelik nog beskik teen die virus. Dit is net 'n gedeeltes van Kuruman wat so 'n bietjie probleme opgetel het. Verder is die ding, ons biosekuriteit is in plek, so die ding loop mooi. Nou, Gert, ek verstaan dat een van julle wenners van verlede jaar het ook die SAMIC nasionale karkaskompetisie gewen. Wie was dit gewees? Jellewee van Sail. En in die skaapafdeling het julle ook goed gepresteer daarso. Ja, ons het wat is die man se naam? Bertus, ja. Steenkamp. Bertus Steenkamp, ja. Okay, so Bertus Steenkamp het ook baie goed gepresteer. Hy baie goed gepresteer. En het julle voorheen ook sulke suksese gehad hierso wat hier van Desert Beef af? Ja, dis Kalahari boere wat Kobus was die vorige jaar het hy baie goed presteer op die nasionale kampioenskappe. Wat ook uit die area uitkom, die boer in die Kalahari. En was Desert Beef dan nie ook aangewys as die nasionale skou? Of die Ja, wenner? dit is die tweede jaar wat ons agtereenvolgend aangewys is as die nasionale kampioenskappe wat die skou aan. En dan Gerrit, die beeste wat hier so aangebied word, word dit deur die teeler self afgerond of word hulle eers in julle voerkrale aangehou? Nee, wat ons koop die diere aan en dan rond ons self die diere af om die kompetisies of meer regverdig te maak. Al die diere kry dieselfde kos, al die diere is op dieselfde behandeling. En ek gesels ook met Kobus Marits. Kobus, hoe ervaar jy as 'n teeler die kompetisie? Vir my is dit eintlik 'n baie goeie maatstaf vir ons as boer om as jy jou diere hiernatoe bring en deel van die kompetisie. Dit is maar net om te kyk hoe kompeterend jy is, jou diere. Hoe vergelyk hulle met 'n ander ras? Want daar's verskillende rasse wat nou deelneem en wat dan geslag word en beoordeel word. En ja, dit gaan maar om te kyk hoe mededingend ons is teenoor ander tipe rasse. Nou, julle het sover ek weet, julle in 2016 was die eerste Desert Beef kompetisie gewees. So jy sien dat die gehalte van jou kuddes het verbeter in daai tyd? Ja, nee, ons kom dit agter, want almal hoe meer hierdie ding aangebied word, hoe meer deelnemers kry ons. En dit maak dat die ouens meer kyk na die produk wat hy wil hy voorsien aan die mark. En dit is waaroor hierdie kompetisie eintlik gaan. Dit gaan oor dat jy kyk wat is jy op jou plaas en of dit mededingend is in die bedryf. Gert, hoekom bied julle elke jaar hierdie kompetisie aan? Wat is die doel dat julle as Desert Beef dit nou aanbied? Weet jy, om bietjie meer samehorigheid tussen die boere te kry en dat hulle bietjie kompeterend met mekaar kan wees.